het julle aangegryp, behalwe 'n menslike. Jy weet wanneer die dood ons kom besoek, as dit so menslik, dit vat jou intens, dit raak jou emosioneel, halleluja, jou hele wese word daardeur geraak. Jy kom tot stilstand, die dood trek mense by mekaar, die dood roep die grense, en dis wat die woord sê, halleluja, geen besoeking het julle aangegryp, behalwe menslik nie. Maar dan kom verklaring, hy sê, God is getrou. God knows our limits, and he tests us according to our limits. Here prys U. Die Here weet hoe vir ons kan dra. Jy weet, dis 'n woord wat die familie moet sê, God knows your limits. Although you are in pain, although you experience some different emotions, God knows your limit. En hy sê hy is getrou. Hy sal nooit toelaat dat hy boekant jou kragte versoek word. En hy sê, hy los jou nie daar nie. Dat voel vanmorgen miskien, you are alone. Hallelujah. But God is within your soul. He is within your situation. He is there. He is the Lord Almighty. And He will comfort you. Here I praise. Dink dit ek sou daai Engels praat. Al die weet terwyl iemand nou maar, ek gaan nou maar net vloei. Ek gaan nou maar net vloei. Prys die naam van die Here. Halleluja, ek het met die familie gedeel, terwyl ek baie mense besef, as jy gedink het, dood is maar net daar. Jy weet nie deur hoeveel emosionele pyn gaan 'n leier van 'n gemeente, 'n pastoor, 'n herder, terwyl ek Woensdag gery en by gaan haal, terwyl ek terugkom, toe begin ek vloei die trane. En terwyl ek voorkom aan Micha 7 vers 8, want sê, sit jy in die donker. Vandaag voor ek in die familie, ons is in die donkerte, halleluja, gehuisves. Maar dan sê die woord, hy sê sy Micha, ek weet, die Here is my dag. David sê Psalm 27, vers 1, hy sê die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Vir wie sê ek bang wees? Selfs as die dood by ons kom staan, en is ons gebroken, en is ons seer, dan weet ons, die Here is ons lig. Jy weet wat Micha sê? Hy sê, ons sit in die donkerte. Dit is donker. Maar ek sien die Here is my lig. Ja, ek sien die Here kom hier. Ek sien die Here ken my toestand. Ek sien die Here weet waar ek sit. Ek sien die Here se hand oor my lewe. Ek sien die lig van die Here. Vanmorgen van my sien die lig van die Here. Nou vergeet om die thema te sê, want ek wil nou eintlik die ander gedeelte gedoen het. Die thema, hierdie so die eerste gedeelte van die woord, is eintlik jou ernstige pyn. Gee die Here geboorte. Ja, Here. Aangeluk. Wanneer jy deur die pyn gaan, terwyl jy in die donkerte sit, halleluja, jy sal nie daar bly nie. Daar sal 'n dag wees, wanneer die lig van die Here deurkom, en alles verander, die donkerte verdwyn. Here, ek prys U, want die Here is my lig en my heil. Here, ek prys U. Hoor wat sê Dawid,
in Psalm 30 vers 6. Hy sê gister was daar nog trane. Hy sê maar vandag, vanmorgen lag ons weer. Dat wil sê op my, as nou, dat van tyd, dat my as so miskien vir 'n paar dae vir sy son. Maar your season of pain, hallelujah, will change into joy. En dan moet hy op sy son van hy het seer gekry. Waar jy benede was jy pijn was, want die mense word jou neergesien. Your season will change, because the Lord Almighty will wipe your tears away. Die Here gaan self die trane afdoen. Kom ek vat hier in. Terwyl Dawid hoor die kind is siek, toe weet hy, die gaan 'n einde kom. Ja, Here. Die Bybel sê hy het sy klere geskeur. Wie das, die dood maak so dat jy amper voel, ek weet waar ek was. Die Here maak my, toe my ma sterwe, voel het hoe my kan nie eens aan God dink. Terwyl ek in hy pyn is, voel het hoe my niks geestelik aan my gebeur. Ek die maar is, ek verstaan myself nie. Ek voel amper hoe my, as man van die Here sê dat die meer kan manier, sê meer kan functioneer. So het die dood my, in die gevangenskap. Jy, maar hy môre, ek sal het op mekaar gedeed. Terwyl die AGS Interlera by sy gemeente opdaag, die busjaar stop. En ook die mense nog kom na my toe. En hy gee my druk. It's like something new start. Terwyl my druk voel het as die Here opgesteer het. Ek voel op die donkerte. Die dood sy aan my verdwyn. Ja, Here. Halleluja! Die Here het my trane opgedroog. Ek kry 'n vrede op my hart. My suster gaan deur die proses. Familie gaan deur die proses. Because the end result will be a moment of blessing. A moment of joy. Van hy moet dat ek nie weer dieselfde gevoel nie. Die Bybel sê, toe die kind sterwe, Dawid was in pyn gewees. Hulle wil eers nie sal oordraai. Die Bybel sê, want hulle het nog gesien, hy het sy klere gesteer. Hy het nie geëet, hy het niks gedoen nie. Hy het voor die Here gelê. Dit voel jy in jou asnet, Christen van almal af. Jy voel, die Here het jou verlaat. Dit voel nie jou woord, die dokters het misluk. Die verpleegsters het misluk. God speel nie jou af. Dawid voel hy het misluk. Halleluja! Maar toe ek kan dood, neem met 'n ander wending in. Ja, Here. Die Bybel sê, Dawid het opgestaan. Hy het opgestaan, ja. En hy het sy gesig gewas. Halleluja! Wat jy weet terwyl ek nou hier staan, as die Here met my sê, Dawid het gesê, whatever I must face, I will face it with the Lord. Whatever I will go through, I will face it with my Lord. Because the Lord Almighty, He is my life. Here and body. Here and body. Hallelujah. En wat wie sê jou eerste pyn, gee geboorte aan die grootste geluk. Ja, Here. Toe die manne van Dawid sien opstaan, en Dawid is weer sy ou self. My sustertjie sal by die tyd kom, wanneer jy weer jou ou self sal wees. Wanneer jy weer reg sal voel. Wil jy vat na die laaste gedeelte, toe jy sien, maar ek gaan nie eens na die woord
Ek staan hier want die Here praat met my soos hy met Moses praat. Ja, Here. Amen. Ek sien Vader. Halleluja. En die eerste by die Bybel sê sy bitterlik geweet. Ja, Here. Dat was, die Bybel sê dat het was onophoudelijk. Ik read the pen. Whereas they cannot even speak, even pray. Dat wil my jou jy die woorde nie van die sier die binne. Ons kan die volgende sien hoeveel sier. Jy weet, hy kind het in die gegroei. Jy het die kind so gestop gevoel. Jy het gebind met die kind. Niemand besef die leemte wat die Heer. Hij heeft diezelfde gevoel. Dat is van je dagen aan de hart op haar baan gezet. En het moet voelen als hij een van de Heer. Als hij wanneer komt die Heer over mij hier. Ik ben nooit zoveel jaren. Dus met pijn wat ik ervaar. En die Heer dan lijkt het voor haar. Alsof haar vijand die oorhand oor haar het. Jy, wat Sakarie? Sakarie! The Lord Almighty appear within our midst. Woo! Die Here raak, wat ons op haar raak. Woo! Die baar word geopen. Here, ek prys U. Jou grootste pyn, geen geboorte aan die grootste geluk. En Samuel word gebore. Ja, en anders sing jy dit niet. Anders sing jy dit niet. My hart hier, ek leer aan. My woorde is voor. Halleluja. Christelike woorde sal oordraag. En die Here, jou God sal bly oordraag. Oor jou vyande, dat hy oormoedig, verlekker. En dan sê hy, ek verheug my. En my verlos. Woe! Ek verheug my. En my verlossing. Ek het waar gesê, ek het profeties gespreek. What in 2 years? Start preparing yourself. Die God wat geneem het, is die God wat jou teruggeef. Amen. Ek het al gesê, die kind gaan precies met jou doen. Precies. Sal nooit vergeet. 'n Polisman is nalatig met sy kind op die N7. En die kind word doodgery. En die vrou verwyd hom en hy verwyd homself. But after a year, she became pregnant. And the daughter that was born, exactly the same. Dis waarom ek kan vandag profeteer. Dat gaan dieselfde wees. Amen! Ek het klaar wat hulle gebracht. Why this day? Weet, in Gia se naam, ek weet nie wat Granny spreek mee, ek moet hom maar my vergewe. Gia, sy naam lê die sleutel vir hierdie familie. Hier is baie van u wat afgedwaal het. Ja, Here. Van hierdie pad af. Your parents invest in you. Julle ouers sê die Here vir my, het in julle belê.
die familie belê. Maar die Here wil vir hier gebruik. Haar naam beteken God is genade. Ja, ja. It's time to return. Familie, en iemand nog gered is, hy wil sê, terwyl ek loop mogen met die opsê die Here. Haar naam beteken genade. Ek roep sy genade. En weet jy wat maar God? Die Here gebruik haar as 'n voorbeeld of bevestiging. Nie elkeen wat sê Here, Here. Jy wat so loop bekeker. En so baie vyande het. So baie kwaad soek. Vyf dinge wys die Here vir my in haar lewe. Die eerste ding, sy is vlekkeloos. Ja, Here. Sê nog Here, maar jy leef in kwaai vriendskap met jou pa, jou ma, met jou susters, met jou leiers. Ja! Ek praat profeties, ek praat die verborgene. Hy is kwaad vir jou baas. Hy kan nie gesien word wat hy so beklaas en jou sien. Die tweede ding wat die Here sê, sy is onberispelik. Ja, Here. Nie elkeen wat sê, Here, Here. Sy is, die derde sy is suiwer. Daar is geen beletsel in die kind se lewe. Die vierde ding wat die Here sê, sy is rein. Vlekkeloos, onberispelik, suiwer en rein. Ja, die was ongelukkig. Wat sê Hebreërs 12:14? Hy sê ja, die vredenaar. Ja, Here. En die heiligmaker, waar sonder niemand die Here sal sien. Ek kan mag my na die tyd kwaad wees. Ja, Here. Maar ek sê soos die Here sê. 'n stuk familie wat in 'n valligheid sit om op te staan. Die Here sê die voorouers en die ouers het in julle lewe belê. Ja, Here. As my ma en my pa soveel in my belê, dis hoekom ek vandag staan waar ek staan. My ander broers en susters het geweier van hulle na die tyd na die Here toe gekom. My pa se lewe was uitverkoop vir die evangelie. Ieder weet. Ja, Here. As ek Julie familie nou met die sê, dan hulle sê, my pa, my ma se lewe was uitverkoop. Suster Emily se lewe was uitverkoop. Maar waar staan u vandag? Ek moet net die woord afgee. Hierdie God sê, ek is 'n genadige God. Wat die Here sê, ek gaan niks, jou verlede sal ek nie teen jou hou nie. The only God is to come back. The only God is come to me Ja, Here. and surrender all. Ek wil nog een woord maak het maar. Kom ons los maar die woord. Dit is die woord van die